sing so 2 liedere saam. Ons begin met lied 190. Ons sing daarvan die eerste, tweede en derde vers. Exodus hoofstuk 3, die baie bekende gedeelte van
Moses en die braambos, en dan ook weer Matteus 6 vers 9, ons Vader wat in die hemel is. Eksodus 3 vers 1, Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jericho, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in die doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan en hierdie wonderlike verskynsel bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na my in die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is hy. Die Here sê toe vir hom, moenie nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waar jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die land van die Kanaaniete, die Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer die volk uit Egipte bevry het, sal hulle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar, ek kom by die Israeliete, en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder het God vir Moses gesê, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dis die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Ons lees net tot daar. Nou, vir die wat nou dalk nie die vorige 2 geleenthede teenwoordig was en het vandag die volgende, die Onse Vader gebed het ons gesê kan gesien word as 'n huis van God. Die huis waarin God ons siel of ons gees wil laat woon. Die Onse Vader gebed is ook 'n huis waarin ons kan skuil met ons hele lewe. En elke strofe van hierdie gebed, selfs sekere woorde in hierdie gebed wat Jesus aan sy disippels geleer het, kan gesien word as een of ander vertrek in die huis van God. Nou verlede keer het ons aandag gegee aan die woonkamer in God se huis, en nou gaan ons 'n bietjie stil staan by die fondament in God se huis. Nou een van die belangrikste woorde in Onse Vader is ook die kortste woordjie. Dis 'n woordjie wat so kort is dat ons dit sommer vinnig daaroor lees en dit nie eens raak sien nie. Maar sonder hierdie woordjie kan die huis van God eintlik nie bly staan nie. As jy hierdie woordjie wegvat, dan stort God se hele huis as ware in duie. En die woordjie waarna ek verwys is die woordjie is. In die eerste strofe van die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is. Wat wil hierdie bede vir ons sê? Dat God is. Nie dat God was nie,
nie dat God sal wees nie, nie dat God kan wees of behoort te wees nie, maar dat God is. Hy is God in die teenwoordige tyd, in die nou. Hy is die fundament van sy huis. Kom ons kyk wat ek daarmee bedoel en ek wil dit illustreer met 'n baie eenvoudige voorbeeld. Sê nou maar ek moet van hier af reis Kaapstad doen en vir 'n vergadering of een of ander ding wat ek daar moet gaan doen. En ek bespreek my plek op die vliegtuig en wanneer ek dan hier by die vliegtuig aankom, dink net 'n bietjie jouself in as dit die volgende sou gebeur. Ek kom by die deur van die vliegtuig en die lugvaardman sê vir my, meneer, kan jy vlieg? Kan jy jou arm so op en af maak sodat jy kan opstyg? En weet jy hoe om te land as dit nodig word om te land? Eintlik belaglike vraag, want die saak is, my vermoë om te kan vlieg is nie belangrik wanneer ek my sitplek daar in die vliegtuig inneem. Hoekom? Want ek maak staat op die krag van hierdie vliegtuig om my te bring waar ek wil wees, om my uiteindelik veilig in Kaapstad te laat kom. Met my vermoë om te vlieg het dit eintlik niks te maak. Ons sê dit dalk 'n bietjie anders. Hoe edel ook al, my getuigskrif, hoe skitterend my getuigskrif ook al, is van geen belang as dit kom by die feit dat God is nie. God is God sonder my. Hy is die fundament van alles. Hy is die fundament van sy huis. Hy is die fundament van ons lewe. Die sleutelvraag in die lewe is dis nie hoe sterk is ons nie, maar hoe sterk is God. En daarom fokus op God se krag en nie op jou eie krag nie. Wil hierdie woord is, dis vir ons kom sê. Hou jou besig met dit wat God is, nie met die grootte van jou boarmspiere nie. Wat het hier in Exodus 3 met Moses gebeur? Of ten minste, dit is God wat vir Moses gesê het om iets te gaan doen. Nou ken ons die verhaal baie goed, maar kom ons kyk dalk 'n bietjie vanuit 'n ander hoek na hierdie verhaal. In die eerste sin sê God vir Moses wie Moses is, en dan sê hy ook vir hom wie hy as God is. Hy sê, trek uit jou skoene, want die plek waar jy staan is heilige grond. En met hierdie 13 woordjies word Moses as ware ingeskryf vir 'n kursus oor God. En onmiddellik word elkeen van hulle se rolle uitgespel. God is heilig, hy is God. Hy is anders as ons. Wat meer is, dit gaan nie in hierdie lewe oor wat ons kan doen nie, maar in die eerste plek oor wie God is en oor wat God kan doen. En daarom in hulle gesprek, gaan God die tyd verspil om Moses te oortuig dat wat Moses uiteindelik daar moet gaan doen nie. God verduidelik aan hom wat God is, kan doen. Ons is dalk so geneig om die teenoorgestelde te sou wou doen. Ons sou dalk vermoed Moses verduidelik het hoe ideaal geskik hy is om hierdie werk te gaan doen. Hy is tog 'n prins in Egipte gewees. Hy ken die kultuur en die dinge van die Egiptenare. Hy verstaan hulle. Hy ken die woestyn, want hy het in die woestyn sy skoonma se skape gaan oppas. So, wie is dan beter as hy om dan juist hierdie werk te gaan doen? Ons sou dalk tyd spandeer om Moses te herinner aan
sy lewensgeskiedenis, wat hy dalk alles al reggekry het. Daarom wou Moses, kom nou man, gaan doen die werk, jy sal dit kan doen. Maar God doen dit nie. Inteendeel, ek sê God, het my volk se ellende raak gesien. Ek het hulle noodkrete gehoor. Daarom gaan ek hulle red. Daarom stuur ek jou, en ek sal by jou wees. Ek sal vir jou sê wat jy moet sê. Ek sal vir jou sê wat jy moet doen, want jy is my verteenwoordiger. En as hulle vir jou vra, wat is my naam? Wie is die een wat vir jou gestuur het? Sê net, ek is wat ek is. Dit is my naam. En let mooi op, Moses se krag word nie in aanmerking geneem nie. Hy word nie moed ingepraat nie. Hy kry nie 'n klop op die skouer omdat God hom gekies het nie. Daar word nie een woord gesê om Moses te werf vir hierdie werk nie. Maar daar word baie oor God gesê, wat hy gehoor het, wat hy besluit het, wat hy gaan doen. God se krag gaan deur al hierdie goed gebeur, nie die krag van Moses nie. In ander woorde, u en ek is nie die dryfkrag agter ons lewe nie. God is dit. Alles in die lewe rus en berus op God se krag, op dit wat hy is, op dit wat sy naam is. En dit sien ons baie goed veral in die Ou Testament raak. Om God se name te verstaan, is nie sommer maar net so 'n vlugtige, vinnige saak nie. Daar is per slot van rekening 80 name vir God, verskillende name om God se karakter te beskryf. Name wat eie is aan God, wat God op 'n bepaalde manier openbaar. En kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van hierdie name. En ek gaan net 'n paar van die geloofshelde se name wat hulle vir God gegee het hier gebruik. Nou interessant is dit, hoe beter die volk Israel God begin verstaan het, hoe meer name het hulle aan God toegedig. Aanvanklik was God se naam Elohim. In die begin God, Elohim, hy is die skepper. Hierdie woord Elohim dra dus die betekenis van sterkte of skepper. En dit kom 31 keer voor in Genesis 1. God was dus van die begin af bekend alleen as die skepper. Maar naarmate die volk met God begin saam stap het, en hulle gesien het hoe sterk is sy mag, het hulle hom begin leer ken ook as 'n liefdevolle Vader. 'n Vader wat vir hulle by al die kruispaaie en die moeilike tye in hulle lewens ontmoet of inwag. Jakob byvoorbeeld het God begin sien as Jehovah Ra, die sorgsame herder. En dan vertel hy vir sy gesin hier in Genesis 48, hoe dat God sy herder in sy lewe vir hom was, en hoe dat God hom begelei het op sy pad en vir hom gesorg het. Vir God was dit eintlik 'n kompliment, want ons weet, Jakob was nou mos maar 'n baie wederstrewige skaap gewees. Nee, hy het sy broer 2 keer bedrieg, hy het sy pa 1 keer bedrieg, en hy het sy skoonpa ook bedrieg met die vee, wat dan het hy 'n takkie ingesit wat so is, en dan het hy dit gedoen. En op die ou en het hy in die nag stilletjies al sy goed gevat, wat nie vasgespijker was nie, en sy skoonpa sy huis verlaat. So David of Jakob sou nou nie eintlik die toekenning van 'n skaap van die jaar ontvang het nie. Maar God het hom nie vergeet nie. God het hom nie gelos nie. Hy het aan hom kos voorsien toe daar hongersnood was. Al sy mislukkings, al sy foute wat hy gemaak het God vergewe. En so het hy gegroei in sy geloof in God. Alweer het God Jehovah Jireh genoem, die Here wat voorsien.
Toe Abraham, ekskuus, ek net gehoor. Toe Abraham uit Ur uitgetrek het en sy gesin gevra het, waar gaan hulle nou heen? Hoe gaan hulle 'n nuwe plek kry om te bly? Waarheen lei die pad? Het Abraham eenvoudig maar net gesê, moenie bekommerd wees nie, God sal voorsien. En God het. En so was dit ook toe Abraham en Lot die grond moes verdeel, dat God vir Abraham voorsien het, omdat nadat Lot die beste gedeelte gekies het. Elke keer as hulle langs die leë wieggie gestaan het Abraham gesê, God sal voorsien. Toe hy sy seun op die altaar moes plaas, het hy gesê, God sal die offer voorsien. Jehovah Jireh, God sal voorsien. En God het in alles vir Abraham voorsien. En so was dit ook met Gideon. God het aan Gideon die opdrag gegee om die volk tot oorwinning oor die Midianiete te gaan lei. Dit was eintlik 'n onmoontlike moontlikheid, as 'n mens dit vanuit 'n menslike hoek sou beskou. Maar dis hoe God maak. Staan op, mevrou, wanneer jy mishandel word. Moenie dwelms by ander neem nie, sê hy vir die kind, wat onder geweldige groepsdruk verkeer. Jy swakke mens, gaan verkondig aan die gemeente die waarheid. Al is jy ook aan so baie dinge skuldig, sê hy daagliks vir duisende predikante. Gaan Gideon, sê hy, want al weet ek jy kan nie, ek kan. En om dit te bewys, gee hy aan ons elkeen in so 'n situasie 'n wonderlike geskenk. Hy bewerk aan ons, in ons gees, vrede. 'n Onlogiese vrede, soos wat Paulus sê, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy het dit vir Dawid gegee, toe hy vir Goliat gewys het. Vir Paulus, nadat hy die ware evangelie vir hom gewys het. Vir Jesus, nadat hy die kruis vir hom gewys het. Vir Gideon, nadat Gideon gesien het hoe magtig die Midianiete is. En wat maak Gideon toe? Hy bou 'n altaar en hy gee vir God die naam Jehovah Shalom. Die Here is my vrede. En so was dit ook met Moses, om terug te kom by Moses. Ons ken mos die verhaal van die uittog en net na hulle uitgetrek het in die woestyn, en 3 dae later is die volk dors, hulle het nie water nie. Hulle kom by 'n plek aan, maar die water is sleg, is gevaarlik, is bitter. En Moses roep God aan en God gee hom 'n stok, 'n stuk hout. En Moses gooi die hout in die water word soet. En hierdie keer het God sommer self sy naam bekend gemaak. Hy het gesê, dis ek, die Here, Jehovah Rofe. Dis ek, die Here wat julle gesond hou. En hier is maar net 'n paar voorbeelde van hoe dat God beskryf word deur mense soos wat hulle vir God leer ken het. En dit is ook die is in die eerste bede van die Onse Vader. Onse Vader wat in die hemel is. Onthou maar gerus die paar name van God. Want miskien is dit daar 'n dag in jou lewe wanneer jy dalk hierdie name nodig sal kry. Want wanneer ons miskien verward is oor ons omstandighede of oor die toekoms, wat hou dit vir ons in, is dit goed om te weet dat ons na Jehovah Ra kan gaan. God die herder wat vir ons sorg. Of as alles vir jou voel of dit buite beheer raak, roep God gerus aan as Elohim, die skepper, die sterke God, wat alles nog steeds in sy hande vashou. Wanneer jy bekommerd is oor die voorsiening vir môre of oormôre, gaan gerus na Jehovah
Here, die Here wat voorsien. As jy vrede nodig het, gaan na Jehovah Shalom. As jy seer of stikkend deur die lewe gedruk word, soek gerus om op as Jehovah Rofe, God wat genees. En hy sal jou te woord gaan. Want dit is wat en hoe God is. Hy doen dit vir ons. Hy is ons krag. Ons krag is nie nodig nie, want God is wat hy is. Hy is ons Vader wat in die hemel is. Hy is die herder wat lei, wat voorsien, die stem wat vrede in die storm bring, die een wat bereid is om te genees, want hy is. Ek sal altyd wees, en daarom is hy die fundament van jou en my lewe, van alles wat ons is, want hy is. Volgende keer kyk ons na God se uitkyktoring in sy huis. Amen. Kom ons gee geleentheid vir gebed. As dit stil raak, dan sal ek geleentheid gee vir stil gebed. As ek geleentheid vir stil gebed. Here, ons sê vir baie dankie dat U God is. Van die begin af tot nou toe. Dat U by ons teenwoordig is. Dat U ons God is wat vir ons wil lei. Dat U die God is wat vir ons wil sorg. Wat vir ons wil toerus. Ja, wat vir ons vrede wil gee. Ja, Here, wat as die dinge vir ons te veel raak, vir ons genees. Dankie Here dat ons weet, U is ons Vader, wat vir ons nooit, maar nooit los nie. En daarom kan ons met vertroue sê, dat U ons helper is. Nou en tot in ewigheid, want U is. Amen. Kom ons sluit af en dan sing ons lied 266 en dan kan ons dan na koffiekie of 'n teekie en 'n broodjie gaan saam geniet. So kom kuier saam. Ons sluit af met lied 266 die Onse Vader. You
van die Here, mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie, kom drink saam teekie.